Goeienaand. Wie se skuld is dit dat Jesus deur Judas verraai is? Dis gewoonlik die vraag wat gevra word wanneer ons 'n gesprek voer oor die rol van Judas in die kruisiging van Jesus. Is dit Judas se skuld? Is dit die duiwel se skuld? Daar is immers gedeeltes wat leer dat die duiwel het Judas gevaar het en die idee om Jesus te verraai in sy gedagtes geplant het. Of is dit God se skuld? Mense redeneer dat Judas totaal onskuldig was. Iemand moes dit gedoen het. En ongelukkig was dit nou maar eenmaal Judas se lot. Ek wil graag begin deur te vra, waarom vra ons hierdie vraag? Dalk lê die probleem al daar. So of ons as mense veronderstel is om hierdie vrae te beantwoord. Of ons enigstens die opdrag kry of ons selfs die opdrag op onsself neem om ons hieroor uit te spreek. Miskien vra ons die vraag omdat ons altyd beter voel wanneer ons oor Judas dink. Dit is gemaklik om oor iemand te dink en oor hom te praat as hy volgens ons menslike norme slegter, ja daarom baie slegter as ons is. Miskien vra ons die vraag bloot om ons in die praktyk van ons lewe te verontskuldig oor verkeerde besluite wat ons geneem het. Dis nie ek nie, dis die duiwel. Dis nie ek nie, dis die beskikking van die Here dat my lewe so uitgedraai het. Ek pleit vereers dus vir groot nederigheid oor wanneer ons hierdie vraag vra. Wie is ons as sondaar mense immers om ander sondaars te beoordeel, te veroordeel? Wie is ons om te dink dat sommige mense in die oë van die Here slegter is as ander? Wie is ons om uitspraak te lewer oor wat die duiwel doen? Wie is ons om aan God te wil voorskryf wat om te doen, nog erger om hom indirek of direk die sondaar te maak van wat daardie dag daar plaasgevind het? Ek wil voorstel dat ons op 'n ander manier na die verhaal van Judas kyk. Dan sien ons Judas as 'n tipe van elke mens. Mense in die Bybel is altyd iets van 'n voorbeeld, nie vir ons nie, maar van ons. Judas se lewe is 'n uiterste donker skets van iemand, dalk myself, wat die Here ken en saam met die Here leef met my eie verwagtinge van wie die Here eintlik is. Judas het gedink Jesus gaan die politieke bevryder van Israel word. Deur sy disipel te wees, sou Judas 'n belangrike posisie in 'n nuwe politieke bedeling kon inneem. Judas was daar ter wille van sy eie eer en ook finansiële voordeel wat dit vir hom ingehou het. Maar Jesus was nooit vir Judas meer as 'n rabbi of 'n leermeester nie. En toe dit blyk dat die Here nie die Here is wat Judas wou hê nie, toe maak hy planne om nog 'n bietjie geld en guns te kry deur Jesus vir 30 silwerstukke te verraai. En wanneer hy besef wat hy werklik gedoen het, 'n onskuldige man oorgegee het om te sterf, dan oorval skuldgevoelens en spyt hom. En hy probeer op sy eie manier ontslae daarvan raak deur die geld aan die Joodse raad te wil teruggee en so sy skuld op hulle oor te skuif. Soos dit nou maar is, draai hulle egter hulle rug op hom en skuif die blame volledig op hom, asof hulle heeltemal onskuldig is. Die gevolge van so 'n skuldige lewe loop vir alle mense, soos ook vir Judas, uit op die dood. Die verdiende dood, die straf op sonde. Maar is dis eintlik niks so buitengewoon aan die verhaal van Judas nie. Dis die te verwagte verhaal, die verhaal van ons mense. Ja, nie alles so blaatant en openlik nie, maar ons doen dit. Ons doen dit met die Here
want die Here is nie die Here wat ons wil hê hy moet wees nie. Ons lewe is selfgerig en eiewillig, en in die proses maak ons seer en versamel ons skuld en spyt, en dan probeer ons dit op ons eie manier, dan probeer ons op ons eie manier daarvan ontslae raak. Ons probeer dit op ander afskuif, of ons probeer dit afbetaal deur ons eie lyding te skep. En dit help nie. Uiteindelik maak skuldgevoelens dood. Ag, as Judas maar en ons, soos die ander slegte mens langs Jesus aan die kruis, vir Jesus as die verlosser wou raak sien en sy skuld na hom toe wou neem. Jy sien, die vraag is eintlik, wie se skuld is dit dat ek nie dood ontvang wat ek verdien nie? Dit is sy skuld. Dit is Jesus se skuld. Hy het my skuld op hom geneem. Goeiedag.